Die belangrikste eindtye profesie is wat met daai tempel gebeur. Is die kerk deel van hierdie tydperiode van die 70ste weke van Daniël? Is die kerk deel of is die vraag? So kom, ek is hier. Vriende, kom ek sê vir julle, as hulle begin koppe afkap in die straat, ek is dag een daar. Ek vat vir my en my familie, ek wil nie honger ly, ek wil nie hier sonder kos wees nie. Ek sê, kap my kop af asseblief. Ek glo in Jesus Christus, die seun van God. Ek is klaar. Ek wil millennial koninkryk toe gaan, ek maak klaar. Hoekom het die wêreld hulle koppe verloor oor hierdie rooi vers wat van Amerika af gestuur is na Israel toe? Is dit 'n eindtye profesie? Wat is die eindtye profesie waarvan die Bybel ons laat weet en is Christus se koms naby? Ons gaan oor alles van dit praat in hierdie video. So, kom ek speel gou vir julle hierdie video. En hierdie is 'n paar jaar terug wat hierdie gebeur het, maar daar's konstant nuwe inligting oor al hierdie eindtye goeters en ons moet leer en verstaan wat die Bybel sê. Dit is so belangrik dat ons eindtye reg bestudeer. Nou, meeste van julle sal weet, 'n groot magdomkerke vermy die onderwerp van eindtye totaal en al. En ek weet eerlik, ek weet nie hoekom is dit. Ek weet nie, is dit omdat soveel verskillende opinies, soveel verskillende idees hieroor is nie, maar as jy bietjie gaan kyk na sekere daar's baie scholars wat glo omtrent 25% van die Bybel is profeties. Met ander woorde, en van hulle sal so ver gaan om te sê, daar was 300 profesieë van Christus se eerste koms, en daar's oor die 2000 profesieë van sy tweede koms. Ek bedoel, die Bybel is net vol van eskatologie. Eskatologie is natuurlik die studie van eindtye, en dis 'n fascinerende studie. So as jy nog nooit na hierdie goeters gekyk het nie, luister hierdie video, gaan doen jou eie ondersoek, en dan sien jy dat daar is sekere dele van Christus se tweede koms wat hy wil hê ons moet weet. Hoekom is die Bybel dan so vol van dit? En ons klomp ouens met verskillende opinies en verskillende idees van die tydsberekening van eindtye goed, maar ek dink is duidelik dat die Here wil hê daar's sekere goeters in die eindtye tydlyn wat ons moet weet, wat ons moet bestudeer en wat ek dink ons die kerk vanaf moet waarsku. Ek dink dis een van die grootste redes hoekom daar so baie van eindtye is in die Bybel. So gaan doen jou eie ondersoek, maar verstaan en weet dat hierdie is 'n baie belangrike onderwerp. En daar is sekere tekens in ons wêreld waarna ons kan gaan kyk en sê, maar luister hier, kyk hier, die een ding is, elke dag is ons nader aan die eindtyd as ons was. Okay? Dis net soos plain logies. So, daarom sal dit vol sinvol wees om te kyk wanneer hierdie goed sal gebeur. Nou, kom ek sê vir julle net vooraf, ek gaan nooit maak soos Dani Botha en sê, die Here kom terug 25 Oktober 2027 of sulke nonsens. Ek dink enige ou wat dit doen, verstaan nie dat die woord van God sê vir ons, no one will know the day and the hour, en mens kan nog verder praat oor alles van daai is nie net 'n Griekse idioom of sulke nonsens nie. Ek glo, dit is nie vir ons bedoel om die spesifieke dag te weet nie. So laat ek dit net sê, ek gaan nooit 'n profetiese ding sê van, die Here kom terug op hierdie dag so nie. Maar, met dit gesê, glo ek, daar's duidelike riglyne in die Bybel wat vir ons laat weet en sê, hier is ons die waarskuwings, hier is ons die tekens. As jy gaan kyk in Matteus 24, waarna ons nou sal kyk, is dit duidelik dat die 3 van Jesus se disippels het na hom toe gekom en gevra, Here, wanneer kom U weer? Wat is die tekens daarvan? En hy gee vir hulle die tekens. So hoekom is dit in die Bybel as ons dit nie met bestudeer nie? So ek bedoel, is net duidelik dat hierdie is 'n baie belangrike onderwerp en ons moet dit verstaan. Maar hoekom gaan die mense so aan oor hierdie rooi verse wat Amerika gestuur het na Israel toe. So hierdie was 'n paar jaar terug, hierdie so 3 jaar terug, maar gaan net hierdie vir julle speel, dan hoor julle wat sê hierdie ouens oor hierdie rooi verse. First time after 2,000 years, we have real kosher red heifers, which is really exciting. Mariah Shapira is the manager of the visitor center at Ancient Shiloh and explains why the red heifers are so important. In the Bible, it says when a person wants to enter the temple, which is called the house of life, he has to go through a process using ashes of the red heifer, meaning that the red heifers are actually the key to the temple. Shapira. Okay, so dit wil van sy hierna verwys, kan julle self gaan kyk in Numeri 19. So ek gaan nie nou deur die hele deel lees nie, maar wat basies soos ons sê in vers 2, this is the ordinance of the law which the Lord hath commanded, saying, speak unto the children of Israel that they bring thee a red heifer without spot, wherein is no blemish and upon which never came yoke. So wat dit beteken, hy never came yoke, beteken hy mag nooit gewerk het in sy lewe nie. Hierdie rooi vers, en hy moet sonder spot, sonder blemish wees, so met 'n perfekte rooi vers wees. Nou hierdie is baie skaars. Dis 'n baie skaars ding om 'n rooi vers te kry. En soos ek het verstaan, was daar
Okay. En as jy verder gaan kyk, dan sal jy sien daar was 9 van hierdie rooi verse wat al geoffer was in soos die hele geskiedenis. Alright. Nou wat belangrik is dit was nodig gewees vir 'n priester om 'n rooi vers te offer en om homself te reinig voordat hy in die allerheiligste mag ingaan, voordat hy in die tempel mag ingaan en jy weet alles daar in die tempel gaan doen wat hy moet gaan doen. So dit is essensieel in eindtye profesie vir 'n rooi vers om geoffer te word, want die eerste keer wat 'n priester in die tempel ingaan, dan moet hy deur hierdie reinigingsproses gaan. So dit is hoekom dit vir baie mense so belangrik is. Maar wat jy moet verstaan is, daar is nie op die oomblik 'n tempel nie. Dit is die belangrike ding. Die laaste tempel was afgebreek in 70 na Christus. En tot vandag toe nog is daar nie 'n tempel wat staan in Jerusalem nie. Wat 'n groot probleem is vir die Jode. Want onthou, die Jode glo nie Christus het vir hulle gesterwe vir hulle sonde nie. So hulle het nie 'n manier om ontslae te raak van hulle sonde nie. Hulle moet nog volhou in die Ou Testament wette. Hulle moet nog sekere offers maak om ontslae te raak van hulle sonde en hulle kan dit nie doen nie. So dit is hoekom hulle so graag die 3de tempel wil herbou. So om dit te verstaan, moet ons gaan, en ek wil julle net 'n vinnige agtergrond gee van die verskillende tempels waarvan die Bybel praat. So eerste was daar natuurlik die mobiele tabernakel wat soos 'n tempel was wat hulle kon rondgeskuif het. Okay? En toe was die eerste vaste tempel gebou in so 960 voor Christus en hy het gestaan tot 586 na Christus. Okay? So dit is Salomo se tempel. So Salomo het hierdie tempel gebou en hierdie was soos 'n baie mooi tempel. Hierdie was 'n tempel waarna baie mense opgekyk het en gesê het hierdie is 'n ongelooflike gebou. So jy het hierdie mooi perfekte tempel, jy het hierdie baie mooi tempel gehad wat Salomo gebou het en dit was omtrent afgebreek hierso in 586 voor Christus. Toe is daai tempel geherbou, toe kry ons die profesie in Daniël 9 vers 24 tot 27. So as jy wil eindtye ordentlik verstaan, dan moet jy Daniël 9 vers 24 tot 27 bestudeer, verstaan en agterkom alles wat daar aan die gang is. Maar ek het al baie deur hierdie profesie gegaan. Ek gaan nie nou deur alles gaan nie. Die belangrike deel vir die herbou van Jerusalem en die strate van dit is in Daniël 9 vers 25. Dan sê dit, "Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall even in troublous times." So die baie cool ding van hierdie profesie, en ek dink hierdie is een van die sterkste bewyse dat die Bybel bonatuurlik geskryf is hy gee vir jou 'n periode van tyd hier. Nou, as jy regtig wil in diepte ingaan oor hoe hierdie tydslyn werk, dan sal ek jou voorstel gaan lees die boek van Sir Robert Anderson, wat hy geskryf het, en dan gaan hy vir jou presies deur die wiskunde van hier. Maar wat basies gebeur het is, hierdie periode van tyd wat hy hier noem, hierdie 69 weke. So die Griekse woord hier, of die Hebreëse woord hierso is Shabua. En Shabua verwys basies dit verwys na 'n periode van tyd wat 'n set van 7 is. Soos wat ons sal sê 'n week is 7 dae, kan Shabua beteken 7 dae, 7 weke of 7 jaar. En as jy hierdie gaan uitwerk, daar's baie redes om dit te glo, dan sal jy sien hierdie verwys na 7 jaar. So wanneer hy sê 69 weke, praat hy van 69 maal 7 jaar. So dit is 483 jaar waarvan hy hierso praat. En die ongelooflike ding van hierdie is, hy sê vir jou, so daai 483 jaar is van die bevel om Jerusalem te herbou en die strate daarvan, en dit gaan vervul word wanneer Christus aangekondig word as die Messias. Hierdie Mashiach Nagid is die Hebreëse woord vir dit, wat hy as die Messias aangekondig sal word. En die ongelooflike ding is, as jy daai datums gaan kyk, dan is dit presies daai 483 jaar, soos presies tot op die dag. Die bevel was gegee in Nehemia 2 vers 4 tot 8, en toe Christus met die donkie in Jerusalem inry en hy word aangekondig as Messias die koning, is dit presies die einde van die profesie. Halleluja! Dit is ongelooflik om te sien die akkuraatheid van Bybelse profesie. En hier is die ander ding. So daar gaan klomp van ons almal en postmil broers in Christus wees, wat al hierdie goeie sien as simbolies. Dis alles allegories, dis beeldspraak. Wanneer ons nou praat van die anti-Christus, is dit dalk net 'n sisteem, dis nie noodwendig 'n mens nie. En ek bedoel, en die rooi verse is seker ook een of ander simboliek vir een of ander ding. En die punt is, al hierdie goeders verloor hulle slaan krag, sodra as dit allegoriseer, sodra as net sê dis net beeldspraak. Ek glo hierdie goeders is letterlik, ek glo hierdie is presies wat gaan gebeur.
al Christus se eerste koms se profeseë was letterlik. Hoekom wil ons dan gaan en sy tweede koms allegoriseer? Hoekom wil ons dit sien as beeldspraak? Die ding is, dit pla mense. Dit maak hulle ongemaklik. En veral oor die ernstige waarskuwings in die eindtye waardeur ons nou sal gaan. En daarom wil hulle dit eerder sien as beeldspraak as om net te glo wat die woord van God sê. Maar ek steek my hand op 100% dink ek hierdie goeders is letterlik. Toe die Bybel sê Christus sal kom hy sal deur 'n maagd gebore wees. Ek is seker as mense wat sê, o nee man, dis net simbolies, dis mos onmoontlik. Hy kan nie deur 'n maagd gebore wees nie. Ek seker as mense wat sê, o sy kruisiging is net simbolies. Jy weet, hy hoef nie regtig dood te gaan en aan die kruis te sterf. Terwyl is alles letterlik. So hou op met hierdie allegoriese beeldspraak nonsens en ek sal nou vir julle wys hoekom dit buitendien ook nie werk nie. Maar in elk geval, so dis waar die tweede tempel was gebou. Die tweede tempel was so bietjie voor hierdie profesie gebou waar Jerusalem herbou word en daai tweede tempel het gestaan tot en met so 70 na Christus. So het hierdie periode gehad wat Christus homself het in hierdie tempel geloop en in 70 na Christus het hulle weer die tempel afgebreek. So hier is die ding, tot vandag toe nog is daar nie 'n tempel nie. En die Jode sit met daai probleem want hulle soek hierdie tempel, hulle wil hierdie tempel opbou sodat hulle weer hulle offers kan maak. En dis hoekom daai rooi vers belangrik is, want hulle kort 'n priester wat skoon gewas is en dan in hierdie tempel kan ingaan. Nou, kom ons gaan kyk wat sê Daniël 9 vers 27 oor hierdie bou van die laaste tempel. So in Daniël 9 vers 27 sê dit, and he shall confirm the covenant with many. Nou hierdie he is baie belangrik. So jou almal en postmal ouens sal sê hierdie verwys na Jesus Christus. Okay, gaan kyk bietjie wat sê hulle, meeste van hulle glo dit. Maar as jy gaan kyk die antecedent van he, as jy net kyk in die vorige sin, verwys dit na the prince and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. So hierso is dit the prince, is die antecedent, the people of the prince. En daai prins is die antichrist. Dis van wie dit hier praat. Hy gaan kom en die stad vernietig en die sanctuary en die mense wat in die stad was. Nou moet jy mooi kop hou en bybly, hierdie is nou nog toekomstig. Hierdie 70ste week van Daniël, hierdie een week wat oorbly, is iets wat nog in die toekoms moet vervul word. So hierso gee die Bybel vir ons dat daar's 'n 7 jaar periode van tyd wat voor lê. En hier is die belangrikste deel van profesie wat ons moet reg verstaan om ons voor te berei vir wat kom. Maar in hierdie vers 27 sê dit, and he shall confirm the covenant. Wie is hy? Die is die antichrist. Hy is die een wat hierso 'n dokument of 'n ooreenkoms gaan sluit met Jerusalem vir 1 week, vir hierdie 7 jaar periode. En dan sê dit, and in the midst of this week, met ander woorde in die helfte van hierdie 7 jaar periode, dis 3,5 jaar, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Met ander woorde, vir daar om sacrifices te wees in die tempel, moet die tempel geherbou word. Okay, daar is nie 'n tempel nou nie. So, die logiese ding is, daar's 'n derde tempel wat moet gebou word in Jerusalem, en vandag is daar nie een nie. Okay, maar in die middel van hierdie 7 jaar periode, 3,5 jaar in dit in, gaan hierdie offers, wat hulle maak in die tempel, die Jode gaan weer die offers begin maak, nadat die rooi vers geslag is, nadat die priester gereinig is, gaan hulle offers maak, en dan sê dit, and for the overspreading of abominations, he shall make it desolate. En wie is hy? Die daar is die antichrist. Hy is die een wat die offers in die tempel gaan stop. Hy gaan op die scene kom, en hierdie moet ons verstaan. Die antichrist gaan iemand wees waarna die hele wêreld gaan opkyk. Almal gaan sê, hierdie ou is soos die Messias, hierdie ou doen wonderwerke, hierdie is hierdie groot, ongelooflike mense, en baie mense gaan daarvoor val. Die kerke gaan daarvoor val. Omdat kerke nie wil eindtye bestudeer nie, gaan hulle nie reg wees vir die nie. Hulle berei nie hulle gemeentes voor nie, hierdie goeders gaan kom, gebeur, en dan gaan kerke wees, wat selfs die antichrist gaan aanhaal. En sê, hierdie is 'n ongelooflike mens. Hierdie ouens wat Hillsong luister, hierdie ouens wat Bethel luister, hierdie ouens wat al hierdie afvallige kerke volg, hierdie ouens wat sê die Rooms-Katolieke kerk is ons broers in Christus, almal van hulle gaan sê, ag, die antichrist is ongelooflik, hy bring al die wêreld bymekaar, hy bring al die gelowe bymekaar, kyk, hy is so vredemaker, kyk, hy het gehelp om die tempel te herbou, hier het hy die Jode ingetrek om die tempel te herbou, en dan in die helfte van daai dinge gaan hy 'n afgod maak, hierdie abomination waarvan hy hier praat, is 'n afgod wat hy gaan maak in die tempel, en dan gaan mense sien, hoorie, maar hierdie ou is nie heeltemal wat hy gesê het. Hy is nie die persoon wie ons gedink het, hy is nie. En dan sê dit, even until the consummation and the determined shall be poured upon the desolate. So, in hierdie 7 jaar periode, in die middel daarvan gaan die antichrist hierdie tempel afbreek, of 'n afgod daarop opslaan, of wat ook al hy gaan maak, en dit gaan dan ons vat na Matteus 24. So, in Matteus 24 is dit hierdie gedeelte waarvan ek nou nog gepraat het, waar die disippels na Jesus toe kom. So in vers 3, and he sat upon the Mount of Olives,
The disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Wanneer kom u terug, en wat sal die tekens wees van die einde van die wêreld? En hierso sê Jesus, hy noem hierdie abomination of desolation. Hy noem waarvan ons gelees het in Daniel 9, en hy maak dit nog vir jou maklik ook. Hier sê hy, When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet. Onthou, toe Jesus hierdie geskryf het nog niks van hierdie goeders gebeur, die tempel het gestaan. So, Jesus het verstaan, die tempel moet afgebreek word, en dan moet weer die tempel herbou word. Maar hy sê hierso, When ye shall see the abomination of desolation, stand in the holy place, whosoever readeth, let him understand. Nou ek seker dat klomp mense deur die eeue gesê, hierdie moet beeldspraak wees, want hoe is dit moontlik, dat almal gaan sien, dat hierdie abomination of desolation gaan plaasvind. In Afrikaans is dit die gruwel wat afbreek maak. So, ek seker as mense wat gesê het, hierdie is beeldspraak, want almal gaan tog nie kan sien, as hy die afbreek maak, want dit is in een plek, verstaan, dit is in Jerusalem, hoe is dit moontlik dat almal het kan sien? Maar nou met moderne tegnologie, nou sien almal alles. Op social media of op YouTube of so, kan hulle 'n video hiervan maak, en die hele wêreld sal sien wanneer hierdie gebeur. Is dit nie ongelooflik nie? So reg deur die geskiedenis was dit onmoontlik dat almal hierdie kon sien, maar nou kan almal dit sien. Ons lewe in 'n tyd en 'n era, wat as daar iets gebeur oor die wêreld, gaan almal dit kan waarneem. So dit is ongelooflik. So, die punt van hierdie video wat ek wil maak is, die belangrikste eindtye profesie is wat met daai tempel gebeur. Wanneer daai tempel gaan herbou word. Want as daai tempel geherbou word, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, wanneer ook al hierdie verbond gesluit word, en daai tempel begin herbou word, dan kan jou klok begin, ons is dan basies in die laaste 7 jaar van die wêreld. Ons is dan in hierdie 70ste week van Daniel. Dis net so duidelik as wat dit is. Nou, baie mense sal sê, jy het gesê, jy gaan nie 'n datum maak nie, maar hier sê jy 7 jaar. Nou, in Matteus 24 sê dit duidelik, dat daai tyd gaan verkort word. So verstaan jy, ons gaan nie presies weet hoe lank dit gaan wees. Hy sê 7 jaar, maar 'n periode daarvan gaan verkort word. As jy gaan lees Matteus 24 vers 22. And except those days shall be shortened, they shall no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. So sien jy, dit gaan verkort word, so ons gaan nie presies weet wanneer Christus terugkom nie. Nou, is die groot vraag. Kom, ons gaan net eers hier na 2 Tessalonisense 2 vers 4. Laat ek net ook vir julle wys, dis duidelik dat die antichrist is letterlik, dis duidelik dat al hierdie gebeurtenisse letterlik is. Want kyk wat sê 2 Tessalonisense 2 vers 4, as dit ook praat van die antichrist. Who opposeth and exalt himself above all that is called God, or that is worship, so that he, as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. So sien jy hierso, gaan die antichrist in die tempel sit. So die almal ouens wat sê, nee, die Nuwe Testament tempel is net jou, dis 'n tempel binne in jou. Dis net 'n geestelike tempel. Hoe maak dit dan sin? Gaan die antichrist binne in jou sit? gaan die antichrist binne in jou tempel sit? Dit maak nie sin nie. Jy weet dit maak nie sin. Dit is 'n letterlike tempel. Die antichrist is 'n letterlike persoon. Gaan lees in Openbaring, as jy sien, hy kry 'n wond in die kop. Hoe kry jy 'n simboliese wond in die kop? Hoe is daar, die antichrist is nie 'n government systeem, die antichrist is nie AI nie, die antichrist is 'n mens. Is 'n mens wat 'n wond in die kop gaan kry, hy gaan lewe, hy gaan wonderwerke doen. En die kerk is nie reg vir dit nie. Vriende, ons moet mense voorberei met die mense met hierdie goeders weet en verstaan, en hier is ons ook om dit moet verstaan. Die vraag is, want dan gaan natuurlik ouens daar wees wat online is, en hulle gee my baie hou hieroor, is die kerk deel van hierdie tydperiode van die 70ste weke van Daniel? Is die kerk deel, of is die vraag? En ek vra enigiemand wys vir my die vers, wat sê, die kerk word weggeraap, weggeneem, geharpatso, voor hierdie 70ste week van Daniel. Dit is nie daar nie. Ek kan jou nou sê, bring elke vers, asseblief quote dit, sit dit in die kommentaar, jy sal sien, daar is nie een vers, wat sê, ons word weggeraap, voor hierdie goeders gebeur nie. Nie een nie. En ek nooi jou uit, om het te bring. Nou, die vraag is, wat gebeur in hierdie 70ste weke? As die tempel geherbou word, dan kan jy nie abomination of desolation gebeur, as 3,5 jaar oor. Wat gebeur dan? Kyk wat sê die Bybel. In vers 10, in vers 21. Hierdie is nou na die abomination of desolation gebeur, as 3,5 jaar oor voor Christus dan weer sal kom. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world, to this time nor ever shall be. Nou dit is 'n absolute skokkende stelling. Jy weet daar is al baie slegte goed wat in hierdie wêreld gebeur het. Vat die Holocaust, vat Noag se ark, vat al die oorlog, vat die oorlog wat nou in die gang is. Die wêreld het al rowwe tye gesien. Hier sê Jesus Christus in sy eie woorde dat hierdie tyd
gaan erger wees as enige tyd in die geskiedenis. Hy sê hierdie is die hardste, ergste tyd wat daar ooit sal wees. Nou is die vraag, is Christene deel hiervan? En ek wil vir julle sê en vir julle waarsku, Christene is 100% deel hiervan. Nêrens in hierdie deel. Dink julle nie? Ouens sê hierdie is net vir die Jode. Dink jy nie Christus sal dit ten minste noem dan hier? Hy kan net hier iewers voor al hierdie begin. Hy kan in vers 14 hier gesê het en dan word die Christene weggeneem. Maar hy doen dit nie. Die disippels het hom gevra, wanneer kom hy terug en wat is die tekens? Hier gee hy vir al die tekens, wil julle vir my sê, hy sal al hierdie belangrike goeders noem, hy sal nie sê, hier word die kerk weggeneem nie. Nee, maar hy sê wel, in vers 29, hier word die kerk weggeneem. Kyk wat sê hy hier. In vers 29, immediately after the tribulation of those days. Weet julle wat's after in Grieks? Ek het hierdie diep gebestudeer. Dis after. Dis reg. Jy gaan nie om dit kom met jou Grieks of ietsie. Dit sê immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, the moon shall not give a light, and the stars of heaven shall fall, and the powers of heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. So hierso kom hy. Sien, hy het nie voor die gekom nie. Daar was nie 'n skelm wegraping nie. Hier is die oomblik wat hy kom. Die disippels het gevra, wanneer kom hy terug? En dan sê hy, after the tribulation of those days. Dan sê hy, then the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Vers 31, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So kyk hoe duidelik sê dat, as daai nie vir jou duidelik genoeg is nie, die parallel gedeelte is in Markus 13. So kyk wat sê Markus 13, as daai deel van one end of heaven to another nie vir jou duidelik is. Kyk wat sê Markus 13. So hier is dieselfde deel, dit sê, and then, hier is Markus 13 vers 26, and then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory, and then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of earth, to the uttermost part of heaven. Julle wat nie glo in 'n wegraping nie. Julle wat glo hierdie is net een of ander Joodse wegraping. Daai is die duidelikste teks wat daar is. Dis van die uttermost part of heaven to the uttermost part of earth. Maar kom ons kyk geso. So die enigste manier wat jy om hierdie kan kom as 'n pre-trip ou, as iemand wat glo die wegraping gebeur voor die groot verdrukking, is as jy sê hierdie is net vir die Jode. Maar kyk wat sê Jesus Christus. And what I say unto you, I say unto all. Watch. Oepsie. Dis is asof die Here geweet het, daar gaan klomp mense sê, hier's 'n wegraping voordat hy kom, en hulle gaan sê, hierdie is net vir die Jode. En dan sê Jesus Christus in sy eie woorde, and what I say unto you, I say unto all. Halleluja. Nou, verstaan, hoekom, iemand het my nou die dag gevra, hoekom is dit vir my belangrik, of wat is die rede vir hierdie groot verdrukking vir die Christen om te gaan? Hier is die rede. God is not willing that any should perish. Van die grootste kerke in die wêreld floreer onder verdrukking. Hoeveel meer gaan die kerk nie floreer wanneer die hele wêreld onder verdrukking is nie? Ek glo die groot verdrukking is daar sodat mense nog tot bekering kan kom. Dat die wêreld kan sien, maar luister, hier's mense wat gemartel word op absolute brutal maniere vir hulle geloof. Hoekom doen hulle dit? En dan gaan hulle sien, maar Christus leef. Hy is die een wie ons moet volg. En dit is die ding waarvoor ons moet uitkyk. Nou kom ek sê vir julle so, hoekom ek wil hê die verdrukking moet kom? Hoekom? Hou vas aan jou storie. Ons het al baie gepraat oor die millennial koninkryk en wie gaan millennial koninkryk toe. Die een ding wat ons almal verseker weet, as jy gaan kyk in Openbaring 20, is as jy gemartel word vir jou geloof, sal jy die millennial koninkryk kry. Kyk wat sê hy. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded. I saw the souls of them that were beheaded of the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received the mark upon his foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Dis hoekom ek is hier. Vriende, kom ek sê vir julle, as hulle begin koppe afkap in die straat, ek is dag een daar. Ek vat vir my en my familie, ek wil nie honger ly, ek wil nie hier sonder kos wees nie. Ek sê, kap my kop af asseblief. Ek glo in Jesus Christus, die seun van God. Ek is klaar. Ek wil millennial koninkryk toe gaan, ek maak klaar. Maar sien jy, baie van dit kan nie gebeur as daar nie wêreldwye verdrukking is nie. So sien julle hoe nodig is dit? Nou is die vraag. Hierdie is nou mooi en als, maar hoe ver is ons? Is dit naby? Nou kom ek wys vir julle wat sê die Jode self. Kyk hoe 'n bietjie opgewonde is hierdie ouens. Dit soos klop aan die deur. Maar kom ons hoor gou wat sê hulle. Tell me about your two flags. So this is a flag of the third temple, which we want to build hopefully here on the Temple Mount.
Many people are holding the same flag. The Third Temple movement wants to demolish Al-Aqsa, the third holiest place for Muslims, and build a Jewish temple on the site. What you'll see a lot is the Beit Shlishi flag, the Third Temple flag. A lot of the people that come on days like this. So sien julle daai, nou kom ek sê vir julle, hierdie was afgeneem 3 weke terug. Kyk hierso, 3 weke terug is hierdie afgeneem. So sien julle, daai mense is soos, hulle is daar, hulle is reg. Nou wat jy moet verstaan is, dit kan wees dat dit nog baie lank is voor hierdie tempel geherbou word. Want die moslems is op die oomblik in besit van die plek waar die tempel moet geherbou word. En dis hoekom die Jode so groot storie maak om hierdie plek te probeer kry. Dit sal seker die duurste real estate in die wêreld wees vir hulle om daai tempel gebou te kry, maar sien julle, hierdie mense is reg. Sien julle dat hierdie mense dit wil doen? En kom ek sê vir julle, miskien het ek hierdie goeders verkeerd geïnterpreteer en is alles simbolies en is alles dit. Maak dan jouself reg. Kry jouself reg vir as hierdie goeders kom. Kry jouself geestelik reg. Is jy bereid om gemartel te word vir jou geloof? Is jou broers in Christus bereid om dit te doen? Is die mense in jou kerk bereid om dit te doen? Sien, eskatologie is essensieel tot ons geloof. Ja, dis seker 'n bietjie 'n sterk stelling. Kom ons sê so, eskatologie is essensieel om te verstaan om voorberei te wees vir die eindtye. Kan jy dit sien? Kan jy sien hoe belangrik is dit? Maar dis 'n ongelooflike studie. Hierdie goeders maak my opgewonde. Maar vriende, kom ons kry onsself reg. Hier's duidelike tekens in die wêreld wat aan die gang is dat dit kan naby wees. Kan ver wees, maar ek wil myself, my familie reg kry en prys die Here. Eendag sal hy sê, "Well done my good and faithful servant," maar vir nou moet ons vasbyt. Vriende, maar wat weet ek? Ek is maar net 'n ou met 'n Bybel. Ek geniet dit om hierdie goeders te analiseer. Ek seker julle het klomp kommentaar daar en ek is oop vir correction. Kom ek sê julle ouens wat ek baie voorhoue gee en julle wat my terughoue gee, ek waardeer julle. Dis regtig, ek dink baie van dit is konstruktief en nou aan die kommentaar gee. Partykeer raak 'n ou miskien bietjie ongeskik, maar weet ek waardeer elke stukkie kommentaar wat daar gegee word. Ag julle sien in die volgende ene. Prys die Here.